Goeiemôre, good morning. Wat 'n lieflike manier om wakker te word as jy nou net by ons aangesluit het. Ek is Arnold Geerts. Registrasie is nou amptelik oop vir die 21ste Isuzu Ironman Suid-Afrika wat op die 19de April 2026 gaan plaasvind. En ek gesels nou met die projekbestuurder van daarof, Werner Smit. Goeiemôre Werner, baie dankie vir jou tyd. Eerste ding wat altyd vir my opval, mense in jou posisie, hoe berei mens voor om in jou tipe van werk in te stap? Hoe leer mens om vir 'n ding wat soveel logistiek het reg te maak en reg te staan? Ja, nee, dit is nie maklik nie. Ek dink daar's baie logistiek. Jy werk ook met die polisie, die mense wat byvoorbeeld die brandweer, mediese mense, skeieregters. So as 'n wye verskeidenheid van mense met wie jy werk, dan sal ook die logistieke kant van die byeenkoms met tente en scaffolding en yskaste en trokke vir wat koeler afdelings het vir die watertafels. So dit is 'n baie breë aspek van werk wat jy mee te doen kry. Werner, kom ons gesels net vir 'n oomblik vir die mense wat nou nie weet hoe die Ironman werk nie. Dis ongelooflike afstande wat atlete moet aflê voordat hulle uiteindelik daai medalje in die hand kry. Ja, dit is 'n groot afstand. Jy doen 226 km. So dit is basies om van Johannesburg af Kroonstad toe te gaan vir die dag. Maar in die proses gaan jy 3.8 km swem en dan gaan jy 180 km fietsry en daarna doen jy 'n maraton van 42.2 km. En dis natuurlik die maraton wat die seerste maak na al daai inspanning. Maar verduidelik ook net vir my, ek het gekyk na byvoorbeeld Mosselbaai verlede jaar, het 50 miljoen rand vir die half Eysterman ingebring. Dis bloot net fantasties wat dit vir die stede beteken waar hierdie byeenkomste plaasvind, nie waar nie? Ja, dit het 'n baie groot impak. Die atlete gaan vir so 3-4 dae na die dorp toe waar die byeenkoms plaasvind en dan is daar so 2.5 mense gemiddeld wat saamkom. Die mense bly daar, so hulle eet, gooi petrol in en so die inspuiting in die plaaslike ekonomie is baie groot en dis maar net deur direkte besteding van die atlete. Ironman het in die laat 70s begin en hier in die middel 80s by Suid-Afrika posgevat. Dit het eers begin hier in Suid-Afrika met ouens wat kanoe gery het in steede van geswem het, maar uiteindelik het die swem oorgevat. Hoe hanteer mens daai swemlogistiek? Want dis waar dinge inderdaad en daadwerklik kan verkeerd gaan, nie waar nie? En soos ons alreeds van tevore gesien het met slegte weerstoestande. Ja, die swem is die groot risiko. Dit is ons soek basies liggings wat geskik is, maar die weer kan mens nie beheer nie. So ons moniteer die weer. Ons het 'n geweldige groot waterveiligheidsspan op die water en dan het ons ook 'n baie groot mediese span op land en 'n hele prosedure om met enige gevalle te hanteer. Ons het ook 'n proses waar ons die watertoestande assesseer in die oggend, waar daar besluit gemaak word of ons 'n vol swem doen, of ons die swem gaan verkort of dan die swem heeltemal kanselleer en dan met die fietsry gaan begin. Ons het natuurlik so 'n paar weke terug gesien wat se drama die wind veroorsaak het by die Sanlam Kaapstad maraton. Dieselfde soort van situasie. Dis so 'n moeilike ding om 'n besluit oor te maak, want dis moeilik vir die organiseerders en die borgers en dan natuurlik dis 'n moeilike besluit vir die atlete om van te verneem as so iets moet gebeur, nie waar nie? Ja, dit is moeilik. Daar's risiko's, daar's ook liabilities, daar is 'n verskeidenheid goed om in ag te neem. Daar's 'n verskeidenheid diensverskaffers wat bydra tot die veiligheid op die dag. Dan is daar ook 'n komitee met 'n polisiekaptein of kolonel wat dit voorsit, wat na al die situasie kyk en dan is daar ook 'n groot span van Ironman wat betrokke is by die dag se gebeure.
Ek is gereeld gelukkig genoeg om by die tipe van byeenkomste aan te kondig en julle het 'n paar wonderlike manne wat altyd die mikrofone hanteer aan die einde. Vertel ons 'n bietjie daarvan want dit maak soveel van die Ironman. Iemand soos Paul Kay byvoorbeeld en Gordon Graham wat aankondig en dan dinge aan die gang hou. Hoe werk dit vir julle uit? Dis vir ons 'n baie belangrike aspek. Ek weet jy het al gehelp, verskeie ander mense. Die kommentators is baie belangrik vir kommunikasie met die publiek. Ook hulle dra geweldig by tot die gees van die event. Hulle is eintlik die celebrities van Ironman. Baie van die atlete assosieer hulle byeenkoms die emosies wat hulle deurgaan deur die persoon wat hulle verwelkom op die eindstreep en sê Arnold Geerts, you are an Ironman. So daai is 'n belangrike aspek vir ons, die klank, die atmosfeer en die atleetervaring. Daai is top mikpunte wat ons na werk. Werner, wat is die vraag wat jy die meeste van driekamp atlete kry voordat hulle eerste een doen? Die meeste atlete is baie verskrik deur die swem. Dit 3.8 km klink baie ver, maar as mens gaan kyk na mense wat redelik gereeld swem, hulle swem gewoonlik 2, 3, 4 km in 'n sessie in elk geval. En oor die algemeen gaan jy net vir 10% van die dag swem. En daar's baie swembaddens in Suid-Afrika, so mense kan oor tyd hulle voorberei om die afstand te swem en dan moet hulle dit ook inwerk met werklike real life conditions in die see en oop water, net om gewoon te raak om in 'n ander omgewing te swem. So die swem is oor die algemeen wat die mense vrees, maar die ding wat eintlik die moeilikste is daai maraton aan die einde. Na 180 km se fietsry, want as jy jou pacing verkeerd kry, dan is dit 'n harde tyd wat voor lê. Dit is beslis so. Werner, baie dankie vir jou tyd en sterkte vir jou en almal wat weer eens die Ironman daaronder 'n groot sukses sal maak. 42,2 km is bitter ver. Maar in elk geval, jy hoef gelukkig nie een van daai te doen vanoggend nie. Dink nie so nie. Bly ingeskakel want ons kuier net hierna weer verder. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning.